Ag Here, ons raak so verlore in die oomblik waar U Gees ons bedien en met ons praat en met ons werk en Here, dankie vir die geleentheid wat ons het as 'n geloofsgemeenskap om U te aanbid in daai oomblik, Here, wat ons neem vanoggend om ons gedagtes stil te maak, ons harte te fokus op wie U is en dit wat U doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Ag, skus tog man, ek het die cue gemis. Dit was my so wonderlik om die Here te aanbid. Ek was net in daai oomblik wat ek net gevoel het, dit kan nie nou al verby wees nie, dis onmoontlik. Ek het in die afgelope 'n maand of so het ons ingefokus en ek het verskeie boodskappe gekry van mense wat sê ek wil met jou praat en die bedoeling was om jou hart 'n bietjie om te krap. So as jy voel daar's iets wat so 'n bietjie krap in jou, was dit die bedoeling met hierdie droomreeks, waarin ons bietjie praat oor God se droom vir jou lewe, want elke persoon is uniek geskape en dra 'n unieke goddelike bestemming in hom of haar, 'n roeping, wat verder strek is net die goeders waaroor jy dink en wat jy aspireer voor. En wanneer God se droom jou lewe met jou lewe ontmoet, gebeur daar iets wat jou lewe nie buitengewoon maak nie, maar bonatuurlik. En vanoggend gaan baie spesiaal wees, want ek wil 'n bietjie met jou praat oor hoe om God se droom vir jou lewe te ontdek, hoe om dit te hoor, hoe skep ons daardie ruimtes waarin ons regtig net God hoor praat, sodat hy ons lewe verander. En ek wil dalk begin, jy weet, en miskien sê jy vanoggend dat, ja, Erlich, dit is eintlik vreemd om oor drome te praat en oor drome te hoor. Ek is maar net 'n gewone mens. Of miskien sê jy vanoggend, maar ek is nou al oud. Dit voel vir my of my lewe al verby is. En jy gaan vanoggend hoor hoe Jakob God ontmoet het in Genesis 28. Jy kan gerus jou Bybel so lank daar oopmaak, om met 'n ander skrif begin. Toe hy God ontmoet het, ons lees daai storie van hoe hy sy boetie bedrieg het uit sy erfporsie uit, en hoe hy die seun van sy boetie gesteel het, want hy wil voorkom, hy wil suksesvol wees in sy lewe. En ons almal dink dat op daai stadium was Jakob iets so 16 of 17 jaar oud. Die waarheid was, op daai stadium was hy in sy vroeg 70's gewees. En daar was iets in sy hart van, ek dink ek het die lewe gemis, ek het God se bestemming vir my lewe gemis. Ek dink God het my vir meer geskape, en in ons almal se harte is daai verlange, is daai wete, dat, ek voel partykeer soos Jakob. En Jakob is iemand wat met ons almal se lewens resoneer. Dit het net vir hom gevoel of hy dit net nie maak nie. Dit werk net nie vir hom uit nie. Alles verander in chaos. En tot daai nag, in 'n plekkie met die naam van Lus, ek weet nie hoekom daai woord daar staan nie, dit klink verkeerd, hoort nie die Bybel te wees nie. Maar daar in daai plekkie Lus het hy op 'n klip geslaap, en hy het 'n gesig gesien wat sy lewe verander het. My begeerte vir jou is, en dit was hoekom ek so 'n bietjie krapperig met jou gewerk het, om vir jou iets los te maak in jou van God het 'n bestemming vir jou lewe. En dat jy jou alledaagse bestaan kan transformeer tot in 'n buitengewone, selfs 'n bonatuurlike bestaan. As jy die ruimte skep in jou lewe om God se droom vir jou te hoor. En dit is miskien nie wat jy dink nie.
En miskien sê jy maar, is dit Bybels? Is hierdie ding van dromery Bybels? Nou wil ek vir jou skrif lees, wat geskryf is 400 jaar voor Christus. Wat die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, toe lees Petrus hierdie skrif in die geskiedenis in. En dit was van 'n profeet Joël, wat gesê het, een van die kragtigste dinge wat die Heilige Gees gaan kom doen. En ek wil dit nou vir jou lees uit Joël 2 vers 28. Daarna sal ek my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Ons lê verskriklik klem in die kerk op die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. Maar ons vergeet altyd wat Petrus gesê het daar in die bokkamer in Jerusalem die dag. Toe hy uit Joël 2 uit lees en sê, dit wat hier gebeur, is die vervulling van Joël die profeet, wat gesê het, dan gaan die Heilige Gees gaan kom. En een van die groot take van die Heilige Gees, is die Heilige Gees gaan iets losmaak in die mens, van sy of haar toekoms. En die woorde profeteer is letterlik om iets te spreek wat nie is nie, asof dit gaan word. Drome droom van ek sien in my droom wat God my gee, het God 'n plan vir my lewe. Visioene sien van die toekoms. En dit was die werk van die Heilige Gees. So vandag wil ek 'n bietjie met jou praat oor hierdie persoon wie se lewe, as jy met Jakob in die hemel kon praat as jy sterf. En jy kon met hom 'n gesprek hê, en jy kon vra, Jakob, waar het alles verander? Wat het alles in my lewe verander? Sal ek jou na daai stukkie geskiedenis vat, in Genesis 28 hier van vers 10 af, waar hy aan die einde van homself gekom het. Jy weet, waar hy spreek woordelik, hy het gevlug, ons ken almal die storie van hoe hy sy pa bedrieg het, sy boetie bedrieg het, en hoe dit toe nou nie lekker uitgewerk het vir hom nie, en hoe hy gevrees het dat Esau sal hom doodmaak, en hoe hy alleen gevlug het, en sonder enige ietsie, het sy pa hom in die woestyn of in die wildernis uitgestuur, en was hy vir die eerste keer in sy lewe vir eerste keer eers alleen. Nou was hy alleen, nou het hy niemand gehad nie. En spreekwoordelik was hy op die slegste plek van sy lewe, waar hy daardie nag nie eers 'n plek het om sy kop neer te lê. Die plek waar hy sy kop neergelê het was op 'n rots. Hy het net 'n klip gehad om sy kop neer te sit. Maar daardie plek was die plek waartoe God hom gelei het. En miskien dink jy soos Jakob, jy weet, nou het ek alles verloor. Ek het gedurig deur te doen met mense wat op 'n laagtepunt is. Jy weet, spreekwoordelik was Jakob, jy weet, toe ek nou Jakob se storie weer lees, besef ek, man, ek weet nie waar kom die spreekwoord in Engels vandaan, between a rock and a hard place. Maar ek dink Jakob het hom ontwikkel. Want hy het sy kop daar op die rots gesit, en dit was 'n baie harde plek om te wees. Nou, ek sukkel op my kussing party aan om te slaap. Ek wonder voel dit om op 'n rots te slaap. Met jou kop, en te dink, dis my lewe nou hierdie. Dis hoe dit nou vir my uitgewerk het. Maar dit is die plek waar God hom ontmoet. En waar God sy lewe in totale ander rigting instuur. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat hierdie preekreeks jou 'n bietjie omkrap. Dat jy 'n bietjie dink oor jou lewe, jy weet, en ek het dit baie keer gesê, jy weet, navorsings hieroor gedoen, is dat ek glo dat een van die grootste dinge wat die duiwel doen, hy het 'n paar strategieë. Sy een strategie is, hy verdeel mense en dan heers hy. Maar een van sy kenmerkendste strategieë is, hy is die een wat die droomdief is. God is die een wat die droomgewer is. Hy is die een wat die droomdief is. En ek het so 'n paar weke gelede vir julle gesê, navorsings gedoen, dat in die tyd 'n kind van 5 jaar, ek dink dit is iets soos 95% of meer van hulle het die vermoë om hulle verbeelding te gebruik, om te droom, om oor die lewe op 'n ander manier te dink.
Die oomblik as daai kind 'n volwassene word, is 2% wat die vermoë het om dit te doen. Want om te droom, vergeet nou goddelike drome, want jy gaan hier die verskil sien tussen 'n goddelike droom en 'n menslike droom. Net die vermoë om te droom is jou vermoë om jou toekoms te skep. En alles wat suksesvol is in hierdie lewe, kom uit iemand se kop uit iemand se droom uit. En dit is wat God jou gee, dit is wat jou die kroon van sy skepping maak. Dit is wat jy's met eer en heerlikheid gekroon, met 'n gedagtegang, met 'n verstand, wat uit 'n brein uit voorkom, wat kan dink oor dit wat nie is nie, en dit te begin skep in jou kop, om dit eers daar te sien. En dit is wat die duiwel wil steel, want daardie skepende vermoë wat jy het, saam met God se vermoë om vir jou 'n droom te gee, maak dat die lewe in die toekoms anders te lyk. En dit is die ding wat ek die Here voor vertrou het in hierdie reeks, dat die Heilige Gees net sy vingers so in jou hart sal kom indruk en iets in jou wakker maak, dat jy ontwaak vir wie jy regtig is. God se skepping, wat God met 'n plan en 'n doel geskape het. En daardie nag het Jakob dit ontmoet. En ek wil net so vir jou so 3 versies lees daaruit Genesis 28. Jakob is van Berseba af weg en het na Haran toe vertrek. Teen sononder kom hy op 'n geskikte plek aan. En ek wil hê jy moet daai woordjie in jou Bybel, geskikte plek, onderstreep. 'n Geskikte plek aan waar hy kan oornag. Hy neem toe een van die klippe van die plek en sit dit by sy kop neer. Die ou vertaling sê onder sy kop neer. Toe gaan lê hy om te slaap. En die nag droom hy dat hy 'n leer sien wat op die aarde staan met die bopunt in die hemel. Engele van God het daarmee op en af geklim. En ons weet hoe begin God met hom praat. 'n Geskikte plek. So 'n paar jaar terug op Israel toe het ons die voorreg gehad om so in die woestyn te slaap in 'n tent. Ek wil nou sê voorreg, hier's van die mense wat hier is wat onthou. Dit was nie 'n voorreg nie, dit was verskriklik geweest. Ek is kort in die moeilikheid, want wanneer ek op booking.com 'n plek bespreek en ek kyk na die foto's en dink is fantasties. En my vrou kom daaraan en sy sê dit is nie 'n geskikte plek nie. So ek weet nie watter mans was al in die moeilikheid daaroor. Sy sê maar die foto's het anders te gelyk. Imagine jy sê vir jou vrou terwyl jy aankom by daai klip daar in Lus. My vrou, hier is 'n geskikte plek. Vergeet nou die haardroërs en alle ander goeder wat hier daar is nie. My man, hier is net 'n klip. Maar dit was so half, die Hebreëus, die Afrikaanse ou vertaling gebruik nie daai woord geskikte plek nie. Hy gebruik net hierdie plek. Hier was 'n plek. Maar in Hebreëus staan daar letterlik, daar was daai oomblik gewees, daai gleef in tyd. Daar was 'n oomblik gewees waar God hom ontmoet het. En miskien sê jy vir my, jy weet, ons het mos hierdie woord wat ons vir mekaar sê, ja, ek is nie op 'n goeie plek nie. Miskien is dit God se geskikte plek vir jou, waar hy jou forceer om 'n leer te bou. En vanoggend gaan ek met jou oor daai 3 goed praat, wat 'n stukkie droë grond 'n heilige plek maak. 'n wildernis die huis van God maak. En wat 'n klip 'n altaar van hoop maak. Miskien sê jy, ag Here, help my net uit hierdie plek uit. Help my net uit hierdie situasie by my werk uit. Help my net met hierdie situasie in my eie huis, waar dinge nie lekker loop nie. Miskien is dit juis jou geskikte plek. Jou plek waar jy between the rock and a hard place is. Wanneer jou planne misluk en jy besef, maar nou is jou enigste hoop, is iemand wat aan die bopunt van die leer staan. En ek wil vanoggend met jou praat in 'n paar oomblikke, net, kan 'n reeks boodskappe net oor hierdie gedeelte maak, maar dis een van die treffendste boodskappe oor drome in die Bybel, waar 'n gewone mens wat eintlik
wat eintlik deur sy eie planne sy lewe verwoes het, by God hoor, en hy hoor hoe die Here God aan die bopunt van 'n leer praat, waar hy besef dat ek en jy, die geskikte plek waar ons moet kom, is waar ons oë ophef, en ons soek 'n God wat die wêreld regeer. Ons hoor die stem van iemand wat jou laat hoor wie jy is en waarvoor hy jou geskaap het. En dan wil ek met jou praat oor hierdie leer, hoe om daai leer op die aarde te bou. Want so pragtig, hier is openbaringskennis in hierdie skrif. Woorde wat meer beteken as die teks waarin dit staan. Woorde wat my en jou motiveer dat ek en jy, al staan daar 'n God aan die bopunt van 'n leer, moet ek en jy van die onderpunt van die leer af daai leer bou. En hoe om daai ruimtes te skep, waar die hemel die aarde mekaar kan ontmoet. En laastens, hoe om jouself toe te wy aan 'n droom, om daai droom te begin lewe. Om net 'n droom te ontvang en te bewonder, beteken niks. Jy moet daardie droom begin leef, en dit is waaroor ek vanoggend met jou praat. En miskien voel jy op hierdie stadium dat die plek waarin jy is nie 'n geskikte plek nie. Is 'n slegte plek om te wees. Vanoggend gaan jy hoor hoe God daardie plek kan transformeer. Want daai plek lus het sy naam het verander tot vandag toe, in die naam Bethel. Bethel, Bet beteken huis, en El beteken God, die huis van God. Waar Jakob het uitroep, hy word wakker uit daai droom uit, en hy sê, so waar, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie eens geweet nie. Hy was egter bang, en het gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek? Dis niks anderste as die woning van God, die poort van die hemel. Want hier is die waarheid, waar is die hemel? Die hemel is nie daar waar daar strate van goud is en engele met vlerke en allerhande goeters nie. Die hemel is waar God is. En die plek waar jy nou is, wat jy dalk sien is 'n slegte plek, is die geskikte plek vir God om jou te ontmoet, en daai plek die huis van God te maak. Jy dink dalk vandag jy moet vlug weg uit jou probleme uit en van die situasie waar jy nou is in 'n sekere plek. Wat daarvan as God daardie plek besoek en daardie plek word Bethel? En jy sê dis niks anders as die woning van God, die poort na die hemel toe nie. So waar die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie, dat iets ontwaak in die hart van Jakob. Nou is 3 simbole wat jy moet verstaan. Die leer het 'n betekenis in Jakob se droom. Soos enige droom is daar goeie wat jy sien wat simbole is wat vir iets staan. In hierdie geval staan daardie leer vir die verbinding tussen hemel en aarde. Daar's goeders wat ons moet doen, wat ons verbind aan die hemel. En jy gaan dit vanoggend hoor. God is nie ver nie. God is in die hemel. God die Vader is in die hemel. En ons is hier op aarde. Daar's 'n leer wat ons verbind. Die engele wat Jakob in sy droom sien, sê iets van God is aktief hier op aarde besig. En wanneer ek en jy 'n leer bou, is God betrokke in my alledaagse lewe. En God bo aan die leer beteken God is die een wat inisiatief neem. Hy is die een wat spreek en dit is so. So die eerste ding wat hy sien is God staan aan die bokant van die leer. God is die een wat praat en die toekoms verander. En dis God wat weet wat in jou lewe vir jou voorlê. Wat hy wil hê jy moet doen, waar jy op die mees gelukkigste van jouself kan wees, waar jy in die toekoms moet wees. Jakob het sy toekoms heeltemal anders te gesien. Deur manipulasie, deur diefstal, deur allerhande goeders het hy probeer om 'n suksesvolle lewe te lei. Jy kan amper hierdie begeerte van Jakob sien, ek wil suksesvol wees, ek wil dit maak. Maar God het 'n woord. En hoor 'n bietjie wat was sy woord oor Jeremia. Hy sê,
Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Jeremia, jy drome vir jouself, Jakob, jy drome vir jouself, maar God weet waartoe hy jou wil vat. Hy weet wat jou bestemming is. Hy weet waartoe jy moet gaan. Hy's die bron van die droom. Hy's die een wat kennis het. En baie keer wanneer ons besig is met ons eie drome, en daar's 'n verskil tussen 'n goddelike droom en jou eie drome. Ek sê jou droom is verkeerd nie. Ons weet die mees suksesvolste mense in ons samelewing, in ons wêreld, is mense wat kan droom, wat 'n verbeelding het, wat 'n toekoms kan sien. Ek wil nie noodwendig daaroor praat nie, want baie keer lewe jy 'n droom. Waarin jy baie suksesvol is, maar jy eindig as 'n baie diep ongelukkige persoon. Weet, baie onlangs as ek in Tersia in die huis van, ja, ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar een van die bekende ouens in Suid-Afrika wat by bedrog betrokke was, uiteindelik gelei het daarna toe dat hy self dood uitgeoefen het. Maar hy het 'n paleis van 'n huis agtergelaat. En ons gaan kyk na hierdie huis en dit was verskriklik om maar rond te stap en te sê, is dit nou sukses? Jy het hierdie groot, oor die 100 miljoen rand huis gebou, maar jou lewe het in skande en oneer geëindig en in verlies geëindig en jy weet, soos wat Jesus het reg gesê, wat help het jy wen die hele wêreld, maar jy verloor jou siel in die proses. Jakob het Israel geword. God het 'n plan vir hom gehad. Miskien het homself gesien as 'n besigheidsman met baie geld, met baie goud en met 'n klomp goeders, maar God het 'n plan vir hom gehad. Jy sien, jou menslike droom gaan oor wat jy wil hê. Goddelike droom gaan oor wat God deur jou wil hê. Wat hy deur jou wil doen. My plan versus God se plan. My krag versus God se teenwoordigheid. Kortstondige sukses wat net vir 'n rukkie hou, maar ewige nalatenskap. God staan altyd in die bopunt van die leer. Aan die bopunt van die leer van die lewe, en die les wat ek geleer het, is baie mense bereik die bopunt van die leer net om agter te kom die leerstand in die verkeerde gebou. Wat 'n teleurstelling. Yes, nou is ek hier bo, maar ja, nou het ek hier bo, dis nie waar ek eintlik wou gewees het nie. Wanneer God aan die bopunt van jou leer staan, kom jy daar en jy is vervuld, jy's gelukkig. Interessant wat Jakob ook sien, hy sien die leer staan op die aarde. Hy sê die nag droom hy dat hy 'n leer sien wat op die aarde staan. Die ware leer in die lewe staan op die aarde. En dit spreek van om op 'n plek te kom in jou lewe waar jy ruimte skep in die geskikte plek vir God om met jou te praat. En ek wil net so 'n paar goeders nie verby gaan noem wat jou kan help in jou lewe. Dit help nie jy jaag deur die lewe vol planne, besluite, krisisse en bekommernisse. En jy probeer, jy weet, soos iemand een keer vir my gesê het, jou Ernie, die Here wil jou ook seën, hy weet net nie waarmee in die hande te kry nie, want jy's all over the place. Weet daai tipe van ding. Die Here wil jou seën, maar hy het die kans om met jou te praat nie. Jakob, die Here wil jou van die begin af, jy kon op 32 al, kon jy gewees het waar jy nou is. As jy nie bereid was om 'n bietjie tot stilstand te kom, om 'n bietjie die plek waar jy nou is, 'n geskikte plek te sien. Ons gaan nou by die Kerstyd, gaan julle so geseënd wees met die Kersangdiens en die opvoering wat daar gebeur het. Die hele tema is heilig. Heilig is nie 'n spesifieke plek nie, is hoe jy na die plek kyk. Jy maak hom heilig. So julle gaan so geseën wees met daai Kersproduksie en alles wat daar gebeur, maar die Here wil jou ontmoet. Waar ontmoet hy jou? Waar jy bietjie stil geword het. Waar jy
'n bietjie jou kop op die klip gaan sit, al is dit ongemaklik, stilte is ongemaklik, en stilte raak, en te weet dat hy God is, Psalm 46 vers 11. 'n bietjie tot stilstand te kom, sê, Here, nou gee ek so 'n bietjie op. Nou het ek so 'n bietjie genoeg geworstel. Ek het so 'n bietjie genoeg gestoei. Nou het ek nodig om te hoor, hoe praat die een aan die bokant van die leer. Hy praat nie met 'n mikrofoon nie. Hy skreeu nie op my nie. Hy praat met 'n sagte fluistering aan die bokant van die leer. Vertel hy my, wat is die plan wat hy vir my lewe het? En dan gaan dit oor om te hoor. Weet, ons geskiktste aksie in gebed is om heeltyd te praat. Ons praat die Here se ore spreekwoordelik van sy kop af. Met alles wat ons wil hê. Wat van om stil te word met die doel om God se stem te hoor? Nie om jou eie stem bekend te maak nie. Hoor 'n bietjie wat sê, die Here het aan die bokant van die leer gestaan. Jakob het stil gebly. En hy het net geluister, en God het vir hom gesê, ek is die Here, die God van die voorvader Abraham, en van die God van Isak. Die grond waarop jy lê, gee ek vir jou en jou nageslag. Hy hoor. Hy besef, dis God wat hier met hom praat. Wanneer laas het jy God se stem gehoor? God wat vir jou sê, ek is met jou. Ek sal jou beskerm, ek sal jou nie verlaat nie, ek gee die grond vir jou. Hoor 'n bietjie wat sê Jeremia. Hy sê, God het gesê, vra my en ek sal jou van ongelooflike dinge vertel, oor wat hier en nou gaan gebeur, waarvan jy nie weet nie. God begeer om met jou te praat. Hy gee sy Heilige Gees, sodat jy drome kan droom, visioene kan sien, en kan profeteer oor die toekoms. Hy begeer om iets deur jou te doen. Al voel jy is 72 jaar oud soos Jakob. God is daar. Hy wil goeders aan jou openbaar. Hy wil vir jou iets wys. Die laaste element wat ons sien net God wat in die bopunt van die leer staan. Sien net Jakob wat hierdie leer gebou het nie. Dis ook, toe hy wakker word, toe bou hy 'n Bethel. En daai bou van Bethel, dit was 'n klomp klippe wat op mekaar gepak het. En die Bybel sê, toe lê Jakob 'n eed af en sê, as u o God by my sal wees, my op hierdie reis sal beskerm, en vir my kos en klere gee, sodat ek weer veilig terugkom by my ouer huis, dan sal u Here my God wees. Hierdie gedenkteken sal 'n plek wees, waar God aanbid word. Van alles wat u my gee, sal ek vir u 10de afstaan. Die mooiste commitments wat hy daar maak. Hy bou 'n Bethel, 'n heilige plek in sy lewe, waar hy sê, nou gaan ek hierdie droom leef. Jakob se lewe het nie net verander, omdat hy 'n droom gesien het nie. Verander omdat hy keuse gemaak het. Gaan nie net oor wat ek sien en hoor, en nou is ek verskriklik bly, en skryf die belofte in my Bybel neer nie. Hy neem die laaste stap om sy droom in 'n bestemming te omskep. Hy bou nie net 'n altaar nie, hy bou 'n nuwe lewe. U sal my God wees. Hierdie plek sal die huis van God wees. Ek sal deur my lewe bewys dat u my bron is. Gee 10de van alles wat ek het. Vir baie mense is 'n 10de 'n groot ding. Dis nie groot as jy besef dat hy vir wie jy gee, besit alles. Hy vir wie jy gee, as jy stem gehoor, as jy droom vir jou lewe gesien het, dan is commitment niks. Dan is commitment die volgende ware stap van geloof, om nie net God se droom te sien nie, maar om daar volgens te leef. Ek het nie hierdie preek uitgedink nie. Jy kan oor jare, jy weet, dis die een ding van Google. Jy weet, ek weet, jy weet, iemand sê hierdie week het, hy sê, jy moet versigtig wees as jy preek, want die jong mense Google die feite soos wat jy preek. I know that. Hierdie preek het nog nooit in my lewe gepreek nie.
Ek weet hierdie is 'n woord van God vir jou. Daar's baie meer in jou as wat jy gedink het. En as wat jy kan dink. Miskien sê jy, ek is 90 jaar oud. Wel, op 90-jarige ouderdom het Jakob die pa geword van Josef. Hy het in sy laat 80's het hy daar by die Jabok rivier gestoei en het hy mank geword. Hy het op net 'n nommer. Maar elke dag wat jy leef, wil God jou gebruik om die wêreld om jou anders te maak. En daarin lê vir jou seën, vervulling, blydskap, vreugde, alles wat jou hart begeer. Kom ons bid saam. Here, U het vanoggend met ons gepraat. Elkeen van ons, Here, is deur U kunstig in mekaar geweef in ons moederskoot. Psalm 139. U het nie net ons gemaak, Here, om hierdie wêreld te oorleef en om te bestaan nie. U het ons geskape, Here, om 'n impak in ons leeftyd te maak, 'n lewe van betekenis te leef. Here, U het ons lewe gegee, maar U gee aan ons die opdrag om deur die Heilige Gees drome te droom, visioene te sien, profeties op te tree en verder te kyk as ons eie huise. Here, elkeen van ons is op 'n plek in ons lewe iewers. Miskien dink ons is 'n slegte plek. Maar dit is dalk U geskikte plek om ons geestelike oë oop te maak, 'n leer te bou en U aan die boopkant van die leer te sien. Here, ek wil bid vir mense wat in hierdie gebou vanoggend sit. Miskien sal ek van hulle nooit weer sien nie. Miskien sal van hulle nooit weer my stem hoor nie. Miskien is daar 'n paar wat wonder oor hierdie droom in ons harte. Wat beteken dit, God het 'n droom vir my? Here, ek wil bid dat hierdie belofte van die Heilige Gees, wat nie net gaan oor krag tot getuienis nie, en nie net gaan oor gawes van die Heilige Gees en vrug van die Heilige Gees nie, maar ook gaan oor 'n bestemming, 'n werklikheid sal word in elke persoon se hart wat hier sit. En Here, dat mense hulle koppe 'n bietjie gaan neersit op die klip, waar hulle dink, dis nie 'n geskikte plek nie, it's a rock and a hard place, between a rock and a hard place. Here, dat hulle gees sal oopgaan, en dat hulle U heerlikheid sal sien, U stem sal hoor, en hulle harte ontvang wat U aan hulle beloof het. Here, ek wil nou vir mense bid, wat spesifiek wil reageer op hierdie boodskap vanoggend. Here, dat U iets sal oopmaak in hulle gees. En net daar waar jy sit, terwyl jy bid en sit, elke hoof gebuig is, elke oog gesluit is, as die Here vanoggend met jou gepraat het, as die Heilige Gees net so 'n bietjie kom prik het in jou hart vanoggend, wil jy nie net jou hand opsteek, sê jy, ja, Here het my vanoggend met my gepraat oor my lewe. Ek moet bietjie begin lewe weer. Of ek begin hoor wat God vir my lewe sê. Steek nou op jou hand. Moet vat dapper besluit. Ek gaan hierdie week aan God se droom vir my lewe hoor. Gaan jy nie uitnooi na vore nie, maar ek wil hê jy moet opstaan. Net soos Jakob sy kop neergesit het, dapper gesê, Here, nou moet U met my praat. Wil jy net vinnig opstaan? Ek wil vinnig net vir jou bid vir jou. Ek wil jou net sien daar waar jy staan. Here, U kinders begeer om U stem te hoor. U kinders begeer, Here, om drome te droom, visioene te sien, te profeteer oor die toekoms. U weet waar elkeen van hulle self bevind wat nou staan. Here, onseker, voel dalk alleen, voel dalk between a rock and a hard place, voel dalk alledaags. Maar Here, iets kom stir deur U Gees vanoggend in daardie harte. En ek wil bid, Here, dat U in hierdie week, dat U die gordyn sal ooptrek. Die gordyn van
van kan nie sien nie, kan nie hoor nie, dat hulle eer die bokant van die leer sal sien, dat daar iets in hulle lewe sal gebeur wat transformerend is. Daardie nag het Jakob se lewe verander. Here, dat elkeen van hulle wat hier staan, sy lewe sal verander, sodat wanneer hulle wakker word, hulle sal sê, hierdie is die huis van God. God is heeltyd in my lewe, ek het dit net nie besef nie. Ek het net die openbaring ontvang, dat God is saam met my. Hy is besig om my toekoms te bewerk, hy is besig om my na my bestemming toe te vat. Here, ek wil bid dat dit 'n werklikheid sal word in elkeen se hart. Here, en dat hulle nie net sal droom nie net u woord sal lees en sal ontvang wat daar staan nie, maar dat hulle dit sal begin leef en hulle self sal toewy daaraan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan almal saam en dan ons gaan 'n pragtige lied saam sing en ons gaan die Here vereer en verheerlik, en as jy gebed nodig het, asseblief kom na die tyd uit, ons wil graag saam met jou bid. As jy behoefte het, ons gaan nie 'n lied sing nie. Ons gaan weer sit. Skus tog man, ek is so 'n bietjie in mekaar. Ons gaan 'n nagmaal gebruik. Sal dit oukei wees? Ek het bietjie lank gepraat vanoggend. Sorry man, vergewe my. Ons gaan 'n nagmaal. Kom ons deel gou die nagmaal uit. Amper het ek die mooiste oomblik gemis. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy eniggebore seun vir ons gegee het, sodat ons nie verlore gaan nie, wat glo nie, maar die ewige lewe kan hê. En nagmaal gaan eintlik oor God se droom wat in vervulling gegaan het. God het gedroom oor die wêreld en hy het Jesus aan die kruis gesien en Jesus het daardie droom geleef en het daardie droom moontlik gemaak deur sy kruisdood, deur sy versoeningsdood. En vanoggend kan ons deel hê daaraan. Kom ons deel gou die nagmaal uit en hou dit vas. As jy dit kry, hou dit vas. Dan gebruik ons dit almal saam. Baie dankie. Skus tog ouens.
Almal gekry? Of is ons nog besig? Almal gekry? En wanneer ons nagmaal gebruik, dan dink ons aan Jesus op daardie aand, in die boefretrek, toe hy vir sy disippels en hy vir hulle gesê het, nadat hy die brood geneem het, nadat hy daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En ook die beker na die tyd, toe ek gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament, of die nuwe verbond in my bloed, drink daarvan tot my gedagtenis. Want so dikwels julle van hierdie brood eet, van hierdie beker drink, verkondig julle my dood, totdat ek weer kom. Wat Jesus eintlik sê, julle verkondig God se droom in die ewigheid om mense te red. Die droom wat vervul is in Christus Jesus se versoeningsdood. Ag Here, dankie vir hierdie droom wat lewe gee. Vir hierdie droom wat ons verander het. As U nie gedroom het voor die grondlegging van die wêreld en Jesus Christus nie daardie droom kom leef het deur sy liggaam as 'n versoeningsoffer te gee in die kruis nie, was ons nie hier nie. Dankie Here vir hierdie droom wat gelewe is, wat gedroom is en gelewe is en wat vir ons 'n voorbeeld is van ware bestemming. Ons eer die naam, ons bid dit in Jesus naam. Amen.